vertel van hulle. En hulle kindertjies. Nou, François en sy vroukie en hulle kindertjies het vir ons kom uithelp in ons jeug vir 6 maande. En dit het verskriklik goed gegaan. Hulle het iets kom aanbied in ons by ons jeug, wat ons ken as Bybelse apologetiek. Gelukkig François deel my groot droom dat ons jeug sal hoor oor, is daar 'n watervloed? Is Jesus reël? Het hy opgestaan? Hy het dit gedoen. Na 6 maande, soos hulle beloof het hulle maak hulle nou vandag klaar met ons jeug. Hulle skuif aan waar hulle ministry gaan help wat besig is om op die voete te kom, en hulle voel die Here het hulle soontoe geroep, en ons gaan hulle met die grootste liefde stuur, en net vir julle sê baie dankie vir wat julle vir ons gedoen het, en julle pragtige klein goedjies, en ons wil vir julle baie dankie sê. Dankie dat julle integriteit gewys het, en dat julle net gepraat het nie, François, dankie vir julle, ons waardeer julle. Maar intussen het ons 'n nuwe jeugkappeltjie gekry wat ons jeug gaan oorvat. Ek wil julle moet ook na vore kom. Hyla moet net gou vir my hulle kom voorstel. Ok, hierdie is, hulle vat oor by hulle, en ons het nou al lekker met hulle gekuier, interessante gesinnetjie ook, wonderlike goed. Julle gaan nog baie van hulle sien, julle gaan nog baie van hulle hoor. Hyla kan hulle aan julle voorstel. Ja. Ja. Die Here het hulle op die regte tyd gestuur. Dankie Hyla dat jy die name so mooi onthou. As ek sê Hyla kom stel hulle voor, met julle weet hoekom. Want ek is swak met name. En ons is so bly die Here het hulle gestuur, spesiaal. Regtig, ons toe François vir my sê, hulle dis nou hulle tyd, hulle herinner ons, hulle maak klaar, het ons gesoek en ons kon net niemand kry nie. Maar ek besef vandag, ons kon nie die regte mense kry nie. En op 'n dag, toe stap die regte mense sommer van self net in. En hulle is hierso, toe stuur die Here hulle. So ek glo die Here het hulle gestuur vir ons, maar nou wil ek julle vra om hulle te help. Jy weet, as jy voorberei en jy kom daar en daar's 2 jong mense, dan dink ek aan word ou moedeloos. So ek wil hê julle moet hulle nou ondersteun. Elke kind in jou blok wat op 'n Sondag by die huis is, bring hulle saam. Al kom jy in en dit lyk soos die Pied Piper of Hamlet met die stringkinders agter jou, bring hulle. Ondersteun hulle, bemoedig hulle, hulle het nodig. Hulle het 'n geweldige taak om te verrig. Onder die jeug, jy weet, ons tieners word blootgestel aan goed waarvan ons nie geweet het op skool nie. So kom ons bid vir hulle, kom ons hou hulle hande omhoog. Dankie François, dat julle 2 vir ons 'n fondasie gelê het waarop ons verder kan bou. Baie dankie. Ons waardeer dit François, dankie. So daar's hulle. Gaan julle vir hulle welkom sê en vir hulle Kobai sê. Ek hou nie van Kobai nie, maar hulle het gesê ons gaan nog baie braai en kuier. Dankie vir julle. Dankie vir julle. En dan wil ek vra dat Johan Koch hier by my kom staan. Ek het nie vir hom gesê nie. Nee, jy moet maar net hier kom staan. Ek het nie vir Johan gesê nie, maar weet jy wat? So 'n week terug, of verlede week toe bel ek hom, toe sê ek, weet jy Johan, ek besef met 'n skok, as daar een ou is in hierdie kerk wat nooit 'n diens mis, is dit jy. En sy vrou Linda. Hulle mis nooit, hy's altyd hier. En toe ons in die gemeente ingekom het, en Johan het net begin om oor te neem op die vloer, hierso. Ek sê hy is ons vloerbestuurder. Kyk, die jeug kan maar gaan, want Johan het net raak gevat. Johan bestuur, Johan kyk dat alles reg gaan, Johan kyk dat alles reg gaan. En toe ons nou die bestuur kies, toe was hy die eerste ou. En hy laat sê, jong, is Johan nie 'n bietjie kwaai nie? Ek sê, weet jy wat, ek soek 'n kwaai ou om my op die pad te hou, want vra vir hom, ek kan 'n bietjie weghardloop met 'n ding. Ek kan baie gou emosioneel raak. Dan kom Johan, dan bring hy net my weer terug na nugterheid. So ek wil vir Johan en vir Linda sê dankie. Dankie Johan vir alles wat jy vir ons doen, persoonlik. Dankie vir wat jy vir die gemeente doen. Ons sien dit nie altyd nie, maar baie dankie. En Johan is ook die ou wat die geldsaake hanteer. So as die geld aan die einde van die maand nie goed is nie, dan is hy die ou wat worry daaroor.
Maar dan sal hy my elke week bel, dan word hy so opgewonde, want ek wil vir u sê, daar's iets besig om wonderlik in ons gemeente se finansies te gebeur. Ons het nie baie groot oorvloed nie, maar ons het genoeg elke maand. En ek wil vir Johan baie dankie sê dat hy hierdie gemeente so op sy hart dra. Weet jy, hy sit baie keer ure in die banke, want die bank sukkel, die spesifieke bank waar ons is, sukkel verskriklik met elektroniese goed. Hy moet by die ouditeurs gaan. Hy sit baie keer, dan vat hy af, want hy werk in Plet. Dan vat hy af om 'n dag of 2 hier te kom spandeer terwille van julle, sodat ons dit kan hê wat ons het. So Johan, baie dankie. Ons waardeer jou uit die diepte van ons hart. Baie dankie. En soos jy weet, daai skatkiste staan daar, dis waar ons offerande ingooi, lyk soos bedkassies. En die Bybel sê vir ons dat Jesus het in die tempel, en ek dink altyd is baie snaaks, ek wil lag as ek dit sien, Jesus het in die tempel by die skatkis gaan kyk, sit om te kyk wie gooi almal in. Nou gelukkig hoef Johan dit nou nie te doen nie, ons vra net vir Jesus om dit te doen, so Johan. Dan wil ek ook net noem, ouens, ons het 'n barmhartigheid aksie in die gemeente. As julle bewus is van mense wat swaar kry, moet julle vir ons kom sê. Want as mense van buite af kom en hulle kom praat met jou dat hulle swaar kry, kom sê dit vir ons. Moenie help nie. Ons help. Ondersteun ons om dit te doen. Kom ons, Johannes ook in beheer van die finansies. En hy kyk mooi daarna. So moenie net gee as iemand kom sê gee nie, of ek kry swaar en jou simpatie opwek nie. Kom sê dit vir ons, dat ons weet, want dis hoekom die gemeente hier is. Ons doen dit op die regte manier, en ons doen dit nie agter die skerms nie. So, as julle weet van mense wat vir julle kom sê, ons kry swaar in die gemeente, kom sê dit vir ons, maar moenie help nie. Help ons om hulle te help, sodat ons kontrole daaroor kan. Ek dink dit is gesond, ek dink dit is reg, en ek dink dit is hoe dit moet wees, want mense kan baie maklik julle goedheid misbruik. So, en ons simpatie kry. En dan, so kom ons doen dit op die regte manier. En dan ook, ons gaan vanmôre bid vir Johan Heiberg. Johan het limfoonkanker en ek dink hulle is ingeskakel. Ek vermoed hy lê in die ongeval, ek weet nie of hy daar kan kyk nie. Die ICU. Johan, ons bid vir hom, kosbare mense op ons groepe, sy niere en sy hart doen nie op die oomblik goed nie, hoor ek. Dan gaan ons vir Tini Becker bid. Ek dink Tini het hy mag. Gaan nie goed nie. En dan Christa van der Merwe. Christa veg, sy weerstaan hierdie kanker geweldig sterk en ons gaan vandag vir hulle bid. Sal ons saam vir hulle bid? Sal ons die Here vertrou vir 'n wonderwerk? Ons bid vir jou, Johan. Vader, ons as gemeente en liggaam van Jesus, ons kom staan voor U. Ons kom staan voor U en ons tree in vir Johan Heiberg. Ons tree in vir Tini Becker, Here. En ons tree in vir Christa van der Merwe, waar hulle nou is. Here, U is nog steeds die groot geneesheer. En ek bid uit die genesende krag van Jesus hulle nou daar sal bedien. Ons bestraf die gees van krankheid en ons bestraf die gees van kanker in die naam van Jesus, want dit is nie die wil van die Here nie. Dankie dat deur U wonde daar genesing gekom, en ek wil nou bid dat daar waar Johan in die hospitaalbed lê, dat die opstandingskrag van Jesus hom daar bedien. Net daar waar hy is, in Jesus naam bid ek, dat die genesende krag van Jesus deur sy liggaam vloei, in die naam van Jesus. Ons bestraf jou kanker. Gaan uit daardie liggaam uit, want dit is 'n tempel van die Gees, in Jesus naam. Tini, ons bid vir hom, ons bid dat die kanker sy liggaam sal verlaat, in die naam van Jesus, en dat die krag van die Here daardie kanker sal verdryf. Ons bid vir genesing, en ook so vir Christa, in Jesus naam. Amen. Halleluja, wonderlik, is lekker om julle almal hier te hê. Van my kant af wil ek ook sê, baie welkom en dankie dat julle hier is. Volgende week is Tasha weer terug, dan is die musiek weer voltallig, maar ek wil net vir Hendro sê, baie dankie, ja broer, jy baie gehelp in daai viool vanoggend, baie dankie. Klink hy viool nie mooi nie, ek dink so. En dan wil ek ook net sê, die klere wat ons bymekaar gemaak het, kom nou al naby aan 'n halwe ton. Die pastoor van Bloemfontein wat die sendingwerk doen, maar die klere in Afrika vat, sê vir my, hulle kan al amper die hele Afrika aantrek.
En weet jy wat's interessant? Daar's nog steeds mense oor die land wat bel en sê ons het nog steeds wat ons wil stuur. So dankie vir julle, dankie vir Martin. Dankie Martin en dankie ook vir die mense in die land wat kyk wat gee. Daar's nou nog mense wat bel en sê ons wil graag help, ons wil graag betrok. Is dit nie wonderlik dat ons deel kan hê aan ietsie klein en dat ons die mense in Afrika kan help nie? Ek weet nou nie wie dit vir my gesê nou by die mannekamp nie, maar ons het dankie Nico van die Ford fabriek. Hy's 'n Ford man. Hy het vandag vir Gert so 'n bietjie moed ingepraat want die mense val hom aan omdat hy 'n Ford ry. Shame. So. Net. Ons het so 'n paar weke terug het ek gepraat oor die bloed van Jesus en dit was 'n reeks en ek het vergeet hoe skoon die volgende keer om aan te gaan. Toe begin ons met 'n nuwe reeks oor die kerk. En ons het die kerkreeks gedoen en die wonderlikste terugvoer gekry en ek dink nie ek is klaar nie dalk vorentoe. Maar ons gaan vanmôre aan om met jou te gesels oor die bloed van Jesus en dis die tweede boodskap in die reeks. En ek weet nie of julle ooit as julle hier was of nie hier was nie, gaan kyk op internet, YouTube, ons dienste, goed wat jy gemis het. Ek wil nie of jy dit ooit doen, maar as jy dit nou nie doen nie, probeer om die eerste boodskap oor die bloed te gaan kyk, want ek dink die boodskap oor die bloed is sekerlik een van die belangrikste boodskappe in die kerk. Wat my beswaard maak is dat die evangelie wat vandag verkondig word 'n bloedlose evangelie is en is baie jammer want dis die bloed van die Nuwe Testament. Ek gaan vir julle lees in Levitikus 17 vers 11. Hy sê want die siel, die lewe van die vlees is in die bloed. En ek het die bloed aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Die lewe van die siel is in die bloed. Hy sê, ek het dit so bewerk, die bloed bewerk versoening deur die siel van die lewe in die bloed wat geoffer word. So die siel is in die bloed. Dan sê in Levitikus 17:14, want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. So dit is so bloed, siel, lewe, dis hoekom bloed baie belangrik is, want daar's lewe in. As ons kyk na die waarde wat God heg aan die bloed, dan sien ons dat daar in die hemel en by God niks so kragtig is soos die bloed nie. Niks op aarde, want die lewe van die siel is in die bloed. En daar is niks so kosbaar by God soos 'n lewe nie. En dis waarom God so baie waarde heg aan bloed. Toe God vir Moses stuur om Israel uit Egipte land van sy slawerny te gaan red, was dit slegs moontlik gemaak deur die bloed van 'n lam wat aan die deurkosyne gesmeer moes word. Want God was besig om die wêreld voor te berei vir die dag wanneer die ware lam sou kom en sy bloed ons sou kom red. Net soos die bloed van die lammetjie die Israeliete gered het, so sal die bloed van Jesus ons red. Die bloedbevlekte houtdeurkosyne red die Israeliete en die bloedbevlekte houtkruis red ons. En God sê vir Moses, gaan na Israel en sê vir hulle in Eksodus 12, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is as ek die bloed sien. So God sê, kom ek leer julle iets van my. Kom ek wys julle hoeveel waarde heg ek aan die bloed. Ek wil julle moet sien iets van my. Dis wat God hier sê. Hy sê, die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. God sê, as ek die bloed sien. Ek wil net moet mooi hoor, die bloed is vir God om te sien. En niemand heg soveel waarde aan die lewe in die bloed as God nie. Toe Jesus aan die kruis sterf, was daar vir 3 ure in die middel van die nag pikdonker. Nou dis 'n storie. Nou is interessant wanneer die hoofpriester in die Joodse allerheiligste stap agter die voorhangsel, was dit ook pikdonker. Dis pikdonker. Wanneer die hoofpriester 1 keer per jaar, dan gaan hy in met die bloed van 'n offerdier wat geslaag, dan gaan sprenkel dit in die allerheiligste voor God om die volk met God te versoen. Die bloed praat met God harder as die mens se sondes. Jy moet weer hoor. Die bloed van Jesus praat harder met God as die mens se sondes. En dit was pikdonker in die allerheiligste. Daar was geen lig nie. Net soos in Egipte in die nag,
toe die bloed aan die deurkosyn en die dood verbygaan, op Golgotha 3 ure donkerte. Hoekom? Want die bloed was nie vir die oë van mense nie, dit was net vir die oë van God. En dit was nag in Egipte toe die dood daar opdaag. En die dood gaan in daardie nag verby, waar die bloed aan die deurposyne gesmeer is. En God sê vir Moses, as ek die bloed sien, dit gebeur in die nag in die donker, nes daar op Golgotha, want die bloed was vir die oë van God alleen. En God het bepaal, in God se geregtigheid, dat net 'n lewe van 'n ander kan betaal vir die sondige lewens van mense. Dis hoe God dit bepaal het in sy regstelsel. Enige iets anders is minderwaardig aan die lewe van 'n siel. Daarom sê 1 Petrus 1:18, hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge soos silwer of goud losgekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus. En die bloed is so belangrik dat God vir Israel sê, hierdie Paasfees, hierdie Paaslam wat julle gered het, die bloed, moet vir julle 'n gedenkdag wees, die Joodse Pesach. En julle moet dit as 'n fees vier tot eer van die Here. En julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. God sê, vier die reddingskrag van die bloed vir altyd. Nou in Levitikus 4 lees ons dat die bul en die os se lewe of die bloed is meer waardevol as 'n bloed van 'n bok of 'n skaaplam. So die dier se bloed bepaal die krag van daai bloed, die tipe dier. Die waarde van die bloed word bepaal deur die lewe van watter dier se bloed gebruik word vir iets. So dis nie gelyk al die bloed nie, daar's waarde op dit. Nou Esegiel 18 sê, die siel wat sondig moet sterf. Klaar, die siel wat sondig moet sterf. En die enigste manier hoe daardie siel gespaar word, is wanneer 'n ander siel gegee word met gelyke waarde om te sterf in die plek van die siel wat sondig. Dis die enigste oplossing. Maar die probleem was, die waarde van die siel van die mens is meer kosbaar as enige ander lewende skepsel se siel. Daarom dat onder die ou verbond kon die bloed van geen dier ooit die sondes van die mense totaal en al wegneem nie. Onmoontlik. Die bloed van diere en bokke en stiere kon nie, want dit het nie soveel waarde gehad vir God soos die siel van die mens nie. Want die waarde van die bloed van die offerdiere was nie genoeg nie. Daarom, moet mooi luister, die bloed van die offerdiere in die Ou Testament het net die sondes toegemaak. Dit het net die sondes bedek. Die sondes was steeds daar, maar dit was net onder die bloed van die offerdiere. Jy sien ons ouens, veral ons wat uit die Pinksterkerk kom, wanneer ons sê dis onder die bloed, beledig ons die krag van die bloed. Ons maak van dit Ou Testamentiese bloed gelykstaande aan die bloed van 'n dier. Want die bloed van 'n dier het net bedek, kon nie wegvat nie. Die bloed van Jesus bedek nie, het vat weg. That's the difference. So die bloed en die lewe in daardie bloed, die siel in die bloed van daai dier, was nie genoeg om die mens se lewe te red nie. Want die mens se lewe was groter, was duurder as wat die bloed van diereoffers kon betaal. 'n lewe wat meer werd was as die mens se lewe was nodig sodat die sonde nie net bedek word nie, maar weggeneem word. Die bloed van Jesus. En die boek Hebreërs is geskryf om ons die simboliek, gaan nou vir julle lees in die Passion parafrase. Die bloed van Jesus in Hebreërs, as jy gaan kyk na, doen jouself 'n guns, gaan lees Hebreërs hierdie week. Lees hom deur. Het gaan oor God se regstelsel en die boek Hebreërs is geskryf om ons al die simboliek in die Ou Testament te vat, bymekaar te sit en vir ons te sê dis tipes, dis skade wees. Lees dit, verstaan die Ou Testament se simboliek sodat jy meer waarde het vir wanneer Jesus kom. So die diep geestelike waardes wat hierdie Ou Testamentiese offers as tipes uitgebeeld het, word in Jesus vervul. Nou gaan ek vir jou lees in die Passion parafrase en ons lees. En dit is net 'n parafrase, want dit verduidelik dit net mooi. Dis nie Bybel nie, dis 'n parafrase. Hy sê, the old system of living under the law presented us with only a faint shadow. A crude outline of the reality of the wonderful blessings to come. Even with its steady stream of sacrifices offered year after year, there still was nothing that could make our hearts perfect before God.
Jy sien, dis hoekom mense sukkel om te aanvaar sy hart is perfek, want ons leef onder die hele atmosfeer van die Ou Testamentiese offersisteem. Wag, God doen sy deel, ek moet my deel doen, want dis wat in die Ou Testament gebeur het. Hy sê, for if animal sacrifices could once and for all eliminate sin, they would have ceased to be offered and the worshippers would have clean consciousness, gewetens. I say, instead, once was not enough, so by the repetition of sacrifices year after year, the worshippers were continually reminded of their sins with their hearts still impure. For what power does the blood of bulls and goats have to remove sin's guilt? So when Jesus came into the world, he said, since your ultimate desire was not another animal sacrifice, you have clothed me with a body, that I might offer myself instead. Multiple burnt offerings and sin offerings cannot satisfy your justice. Hoor 'n bietjie mooi. Hy sê, so, niks wat ek en jy doen can satisfy God's justice nie. Niks wat ons doen can satisfy God's, niks. Vergeet dit. Dink 'n bietjie daaraan. Toe die bloed in Egipte aan die Israeliete se deurkosyne gesmeer was in die nag, en God sien die bloed, het Israel geslaap. Hulle is gered, hulle het niks gedoen nie. Hulle het geslaap. Hulle het die bloed vertrou. Hulle het God se waardasie op die bloed vertrou. Daarom kon hulle gaan slaap. Dis hoekom ek en jy alleenlik gaan vrede hê as ons die bloed van Jesus vertrou en gaan slaap terwyl die bloed jou red. Niks om te doen nie, net om die bloed te vertrou. Is julle hier? Kom ons gaan aan. Hy sê, first he said, dit hy praat van die Here, multiple burnt offerings and sin offerings cannot satisfy your justice. And then he said, God, I will be the one to go and do your will. Dankie Jesus. So by being the sacrifice that removes sin, he abolishes animal sacrifices and replaces that entire system with the new covenant. Okay, ek wil vanmôre vir jou sê, as ons nog onder die wet is, beter ons 'n altaar hier bou en 'n lam slag elke Sondag. Ek sal die vleis huis toe vat. As jy onder die wet is, want die wet vereis diereoffers. So as jy onder die wet is en jy offer nie 'n dier nie, is jy nog in jou sonde. Dis wat Paulus sê. As jy onder die wet is jy nog in jou sonde. Jy kan nie, want die wet erken nie Jesus as lam van God nie. Het u geweet dat die wet het 'n mens verbied om bloed te drink? Die wet het die mens verbied om die vlees van 'n mens te eet. En toe Jesus by die nagmaal staan en hy breek die brood en sê, my liggaam en my bloed. Die Jode het gedink hulle is kannibale. Hulle eet vlees en bloed. Simbolies. So verstaan jy die probleem? Jy kan nie sê by die nagmaal, dis die bloed van Jesus as jy onder die wet wil wees nie. Onder die wet gaan dit oor diereoffers. Nou kom ons lees, is julle okay? Okay, kom ons gaan nou. Hy sê, he abolishes animal sacrifice. Christ, when he came and became the sacrifice. And he replaces that entire system, the whole law system, with a new covenant. By God's will, we have been purified and made holy once for always. Yeah. Once and for all. All for one and one for all. For always. Verstaan jy dit? Die rede hoekom ons nie dit vertrou nie, is ons vertrou nie krag aan die bloed nie. Ons glo dit nie. Ons wil iets doen om heilig te voel. Want ons verstaan nie die krag van die bloed nie. Sien ons wil, die Here sê vir Moses sê vir die Israeliete, hulle moenie in die nag uitkom nie. Moenie gaan opcheck of jy veilig is nie. Jy sal vrek daar buite. Bly agter die kosyne waar die bloed is. Moenie probeer nie, jy gaan dit nie maak nie. Hy sê verder, hy sê, by God's will we have been purified and made holy once and for all through the sacrifice of the body of Jesus. Yet every day, luister, wat sê hy nou? Praat hy nou van die Ou Testamentiese priesters. Hy sê, I still serve, ritually offering the same sacrifices again and again and again and again. Sacrifices that can never take away sin's guilt. But when the priest has offered the one supreme, hy praat van Jesus, die hoëpriester, had offered the one supreme sacrifice for sin for all time, he sat down on a throne at the right hand of God. He sat down. Ek wil net mooi kyk. He sat down. So wat sien ons?
Die priesters in die tempel kon nooit sit nie. Hulle moes elke dag offer, want hulle werk was nooit klaar nie. Want Hebreërs sê, brandoffers en sondoffers kon God nie tevrede stel nie. So dit moes die hele tyd herhaal word. Bloed, duisende liters bloed het in die Ou Testament gevloei om die mensdom voor te berei vir hoe God se waardasie op bloed is. Liters en liters en liters. Duisende diere is doodgemaak. Die reuk van sonde, ten spyte van al hierdie reukoffers, die reuk van sonde, het ons, die offers, van daai reuk van daai offers, het steeds oor Israel gehang. Ten spyte van. Kan jy dink as die hoofpriester een keer 'n jaar in die allerheiligste gaan met bloedoffers, hoe daai bloed gestink het na 'n week? Dit is warm in Israel, in die somer. Kan jy dink hoe het gestink het? Die reuk van ou bloed en dood. Want dis hoe die Ou Testament ruik na die dood en verganklikheid. En hierdie offers het die mens elke dag herinner dat sy sonde is 'n skeidsmuur tussen hom en God. Heeltyd, my sonde skei my van, die heeltyd. Maar Jesus se een offer het God se eis vir geregtigheid vervul. En weet jy wat gebeur? Waar die priesters nooit kon staan of kon sit, was net 'n stoel in die heiligdomme waar hulle diens gedoen het, mag jy sit nie. Het Jesus gaan sit aan die regterhand van die Vader. Want sy werk, sy offer, sy een bloedoffer was genoeg om ons totaal en al aanvaarbaar vir God te maak. En dit was 'n reuse sukses. Is julle ouens hier? So, die brandoffers en die sondoffers van die diere was 'n tydelike maat. Is jy nie bly jy hoef nie van jou lammetjie te kom offer nie? Liewe aarde. Is jy nie bly nie? Party van ons sou in die kerk toe gekom het, want ons kan nie bloed staan nie. Ons kan nie bloed vat nie. Kan jy dink hoe was dit? Die wreedheid van 'n siel wat uitbloei, sodat ek en jy net ons sondes bedek kan kry. Al daai moeite net bedek. So wat gebeur onder die Ou Testament? Wanneer God na die mens kyk, in die Ou Testament, word hy herinner aan die mens se sonde. Dis wat hy sê in Hebreë, sonde, God onthou hulle sonde. Wanneer die mens na God toe kom, was hulle herinner aan hulle sondes, onder die oue. En die rede hoekom ons baie keer loop met 'n sondebewussyn, is omdat ons loop met 'n ou verbondsmentaliteit. Ons verstaan nie die krag in die bloed van Jesus nie. So die bloedoffers van die Ou Testament was net nie kragtig genoeg nie. Daarom moes die hele tyd herhaal word. En die geleesde gedeelte sê, en God het gekom, en hy het vir Jesus 'n liggaam voorberei. 'n Liggaam wat sou uitbloei, die ware offer, waarvoor God gewag het, alreeds voor die grondlegging van die wêreld. God gewag vir dit. Nou sê Efesiërs 2:13, is julle nog hier? Hy sê, wow, hy sê, maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, in die oue, naby gekom, deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een maak, en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Wow. Dis so verkeerd om vandag te sê, my sonde staan tussen my en God. Dis so verkeerd om dit te sê. Asof die bloed van Jesus nie die mens se probleem opgelos het nie. Hy het gesê deur die bloed van Jesus. Nie hoeveel keer jy bid en hoeveel keer jy bely nie, op grond van hoe jy vertrou. Hy sê, ons wat ver was, kom nader, hoe? Deur die bloed van Jesus. Nie op grond van enigiets wat jy doen nie, maar op grond van wat hy gedoen het. Hy word gebore uit 'n maagd, sonder die inmenging van 'n aardse vader. Sy bloed was special, die beter bloed van die Nuwe Testament. Dink aan, as God soveel waarde heg aan die lewe en die bloed van 'n offerdiere, kan jy dink hoeveel waarde heg God aan die bloed van sy seun. Kan jy jouself probeer indink, wat het in God gebeur, daar op Golgotha, toe hy sy seun sien uitbloei? Kan ek vir jou vra, hoe sou jy gevoel het, as jy jou seun sien hang het en uitbloei? Hoe dink jy het God gevoel? As die bloed van 'n lammetjie, wat nie eens soveel waarde het as 'n mens nie, die Israeliete kon red van die dood in Egipte, hoeveel te meer sal die bloed van God se seun ons red van die ewige dood? Ek wil weer vir jou sê, daar is niks wat soveel krag het soos die bloed van Jesus nie. Niks.
Daar is niks waarvoor die duiwel so bang is, soos die bloed van Jesus nie. Jy moet 'n demoon hoor skree as jy praat van die bloed van Jesus. Hulle sê dit brand hulle. Want die bloed van Jesus is powerful. Daar's niks wat God so roer, soos die bloed van Jesus nie. Die lewe van Jesus wat uitloop op Golgotha, sy siel was in daardie bloed. Ons het hierdie week gejag by Wimpie. En ek springbok gaan skiet. En ek het nou raak geskiet. En hy het toe geval en hy is dadelik dood. Maar weet jy wat is vir my sad as ek by die springbok kom? Hy pronk in sy dood. Sy rug, jy moet dit sien, maak so oop, daai wit maak so oop. En dan skei hy die lieflikste soet geure af. En as ek so kyk, dan sê ek, Here, dankie. Ek sê, Here, in sy dood bless hy my. Ek is baie sad om dit te sien. Jammer vir julle diereliefhebbers, nou nie die SPCA op my sit nie. Maar kan jy dink wat het op Golgotha gebeur? Toe Jesus sterf, die geur van liefde, die geur van lewe, in daai bloed wat anders was as ander bloed. En toe hy sterf, toe is daar donkerte vir 3 ure in die middel van die dag, want die bloed was net vir die oë van God. En toe Kain vir Abel doodslaan, sê die Here vir Kain, die bloed van jou broer roep na my van die aarde. Kan u dink, hoe het die bloed van Jesus geroep na sy Vader? So hard geroep, dat die voorhangsel in die tempel, daar waar God gewoon het, die voorhangsel wat 'n tipe was van sonde, 'n skeidsmuur, daai bloed van die Nuwe Testament, het God so geroer, toe God die bloed sien, toe skeer hy die middelmuur van skeiding. Die Bybel sê, hy skeer dit van bo na onder. En daardeur sê God, die bloed van Jesus is so kragtig, niks sal julle ooit weer weghou van my teenwoordigheid nie. Want deur die bloed van Jesus het julle wat ver was, naby gekom. Dit is net moontlik deur die bloed van Jesus. Hoor 'n bietjie ouens, nie jou beste belydenisse nie, nie jou beste gebede nie, al gee die hele Afrika kos elke dag, niks van hy goed, kan enige iets vir jou doen, om jou te kwalifiseer vir die teenwoordigheid van God nie. Dit is net die bloed van Jesus. En ek het nou nog 30 minute om aan te gaan, maar ek gaan nou afsluit terwille van julle. Dis hoekom Jesus moes vlees word. Hy moes vlees word, hy moes soos ons word, om gestraf te word. Om gestraf te word, om die eise van God se geregtigheid te vervul. Want die siel wat sterf, die siel wat sondig moet sterf. Daarom sê Jesaja 53 vers 10, hy het sy siel as skuldoffer aangebied. Toe hy bloei, toe bloei sy siel uit, sy siel in die bloed, sy lewe. En hy bied die bloed aan. En ek sal volgende week hiermee aangaan, maar ek wil net vir iets baie interessant vertel. Ek wens ek was daar om te sien, is dat toe Jesus, wat gewoonlik gebeur, die hoëpriester, wanneer hy 1 keer 'n jaar op die dag van die versoening, die Yom Kippur, die dag van die versoening, dan sal hy 'n dier vat en hy sal dit slag op die altaar. Gelukkig vir hulle was die SPCA toe nog nie daar nie. So hulle die dier geslag. Dan het die hoëpriester in 'n komp die bloed van die dier opgevang. 1 keer 'n jaar. En dan het hy die bloed gevat. Dan het hy in die tempel ingegaan. Dan het hy deur die voorhoewe gegaan, deur die heiligdom, agter die voorhangsel van die tempel. En dan het hy die bloed gesprenkel op die ark van die versoening. Dit was 'n houtkis met 'n dik, soliede goudblad met gerubs wat so na binne toe gekyk het. God het daar gewoon soos in 'n wolk, ons noem dit 'n teofanie. Tasbaar het die hoëpriester 1 keer 'n jaar het hy dit gesien. So hy het met groot vrees en bewering ingegaan met die bloed van hierdie offerdier. Dan het hy dit gesprenkel. En dan het God nie gekyk na hoe groot die volk se sondes was nie.
Hy het gekyk na wat is in die hande van sy hoëpriester. So, en dan was die volk versoen met God vir jaar. Elke jaar was dit weer. Nou, kyk 'n bietjie mooi. Jesus word ons hoëpriester. En hy kan net jou hoëpriester word as jy loskom van die wet, want die wet, Jesus kwalifiseer nie volgens die wet hoëpriester nie, hy moet kom uit die stam van Levi, Jesus kom uit die stam van Juda, hy kwalifiseer nie volgens. As jy aan die wet vashou, kan Jesus nie hoëpriester wees nie, jy is op jou eie. En toe Jesus sterf aan die kruis, die oggend toe hy opstaan, die sondagoggend toe hy opstaan, toe kom die vroue, ek ken die storie, en Jesus sê vir hulle, moenie aan my vat nie, want ek was nog nie by my Vader nie. Nou die rede hoekom Jesus dit sê, is omdat hy die vervul, die tipes van die Ou Testament. En dit is dat, wanneer die hoëpriester voor hy die dier offer, moes hy eers 'n sekere reinigingsseremonie deurgaan. Hy moet homself eers reinig, en sy klere moet gereinig word, en hy moet seker goed aan hê, en mag nie aan hê nie. En as hy die oomblik as daai dier slag, en hy die bloed van die dier in sy hand, mag niemand aan hom vat nie. Want as enige iemand aan hom vat, mag hy nie in die teenwoordigheid van God kom, jy het hy onrein geraak. So hy moes stap. So dan, en dis hoekom Jesus sê, moenie aan my vat nie, want ek was nog nie by my Vader nie. Nou as jy gaan kyk na die skriffies en sit by mekaar, en jy kyk na die tyd, dan sien jy, iewers daardie selfde dag, was Jesus na sy pa toe. Want Jesus sê vir die disippels, ek kry julle daar. So daai hele dag was Jesus waar, want hy sou die aand, die namiddag, iewers sou hulle kry op 'n plek. So waar was hy? Daai selfde dag vaar hy op na sy Vader, met sy bloed. En ek dink, Here, wat het gebeur, toe Jesus, met sy bloed, instap, in die allerheiligste waar sy pa sit. Want bloed praat met God. Kain slaan vir Abel dood. God sê die bloed van jou broer praat. Wat dink jy sê die bloed vir die pa? En toe hy die bloed instap, ek dink die engele het vir hom gecheer. Ek dink daar was 'n beroering in die hemel. Ek dink daar was. Ek gaan nou vir u sê hoekom, as ek vergeet, en hy net vir my herinner, ek gaan jou sê hoekom. Toe hy instap met die bloed, toe vergeet, luister mooi, toe vergeet die Vader jou sondes. Want hy kyk nie wat is in die hande, hy kyk nie na die sondes van die volk nie, hy kyk na die bloed in die hande van die hoëpriester. Nes in die oue. En hy sê die bloed versoen ons met God. Die bloed bring ons wat ver is naby. Dis hoekom hy die voorhangsel geskeur het, sodat ek en jy gekwalifiseer kan word vir die bloed van Jesus. Daar's geen middel op die mark wat jou sonde kan wegwas, soos die bloed van Jesus nie. Daar's niks wat jou kan naby bring, soos die bloed van Jesus nie. Want God sit die hoogste waardasie op die bloed van sy seun. Dink 'n bietjie daaraan, en ek moet nou afsluit. Die eerste keer waar bloed vloei, is by die hekke van die paradys. Toe Adam en Eva in sonde val, en God sluit die hekke vir hulle, en hulle staan buite, was God die eerste een, wat 'n dier doodmaak. En God steur hom nie aan die SPCA nie. En hy klee hulle met velle. So wat het gebeur? Bloed vloei by die hekke van die paradys. Om vir die mens te sê, die enigste manier hoe God jou kan klee en jou aanvaarbaar maak, dan moet bloed vloei. Dan kan God jou klee, dan kan jy kom. Maar kyk 'n bietjie mooi, aan die begin van die Bybel, Genesis, die hekke is toe, bloed vloei. Aan die einde van die Bybel, Openbaring, is die hekke oop. Dink aan. Want wat gebeur in die hemel? Gaan kyk 'n bietjie Openbaring. Ek gaan volgende week met u praat oor die bloed van die lam en die boek Openbaring. Waar God op sy troon sit en die skare geseënd is, dan sien jy, hulle sing oor die bloed. Sing nie oor die wet van Moses nie, hulle sing oor die bloed van die lam. Waardig is hy, om die seels te breek, die boek oop te maak, want u het ons gekoop met u bloed, uit elke stam en nasie, volk en taal. Die Bybel begin met bloed, die Bybel eind met bloed. Reg deur die Bybel soos 'n goue draad, van die begin tot die einde, is dit die bloed van Jesus Christus, wat voorspel was in die oue, vervul is in die nuwe, wat alles bymekaar hou, sodat ek en jy hier kan sit,
En terwyl ons hier sit, werk die bloed van Jesus. Want die bloed praat. Die bloed praat, die bloed hou jou rein, die bloed hou jou skoon, elke sekonde van die dag. Jesus vergeef jou nie omdat jy sê jy is jammer nie. Jesus glo omdat jy die krag van die bloed vertrou. Hy sê die bloed van Jesus regverdig ons. Verklaar ons onskuldig. Dis hoe kragtig die bloed. Jy sien, as ons sukkel met skuldgevoelens en geestelike minderwaardigheid, ons verstaan nie wat met God gebeur as hy kyk na die bloed van sy seun nie. Amen. En dan sing hulle hierdie oorwinningslied in Openbaring. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Hulle het die duiwel oorwin deur die bloed van die lam. Moenie dink omdat jy goed is, die duiwel is impressed met jou nie. Die duiwel skrik vir die bloed van Jesus. Kom ons buig ons hoofde. Ons gaan vir 'n paar Sondae, dalk nog so 1 of dalk nog so 2, gaan ons aan om met jou te praat oor die bloed van Jesus. En Vader, Here, leer ons die waarde van die bloed van Jesus vir U. Dat die bloed van die lam so powerful is, dat aan die einde van tyd hulle sing, in Openbaring in die hemele, sing hulle oor die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Ons moet meer, Here, in ons gebede bid oor die bloed van Jesus. En ons moet meer met mekaar praat oor die bloed van Jesus. Ons moet meer dink aan die bloed van Jesus. Ons moet die skrif gaan ondersoek waar hy praat van die bloed van Jesus. Gee ons U hart, Vader. Gee ons U hart. Dat ons deur die bloed van Jesus sal leef en besef, dis ons kwalifikasie, niks anders nie. Dat ons geregtigheid kom nie uit wat ons doen nie, maar uit wat Jesus gedoen het. Here, vanmôre wil ons bely, ek vertrou die bloed van Jesus vir my.